Wanneer lande beoordeel word op grond van hul geskiedenis en tegnologiese ontwikkeling, word dikwels na Suid-Afrika as 'n nuwer en ontwikkelende land verwys. So is dit ook met wyn, want Jan van Riebeeck het meer as 12 eeue na lande soos Frankryk en Duitsland wingerd aan die Kaap kom vestig. Jong wynland of nie, die Kaap het net bietjie meer as 'n eeu nodig gehad om die ouer lande kragte te meet. Hendrik Kloete, eienaar en wynmaker van Groot Constantia, se wyne het beroemd en gesog in Frankryk en Duitsland geraak. Maar die glans van Groot Constantia was ook nie altyd net glorie nie. Probleme soos wingerdsiektes en pryskommelinge het die Suid-Afrikaanse wynbedryf 9 dekades gelede in 'n krisis gedompel. En aan die begin van hierdie eeu was Suid-Afrika maar 'n onbenullige wynland. Uit die as van 'n verslaande bedryf het manne en organisasies wat die internasionale aansien van Suid-Afrikaanse wyn wou herstel egter opgestaan. Die KWV het met sy regruk aksie gehaltewyne gemaak wat prys na prys op internasionale skoue verower het. Die laaste ding wat wynkenners oor see verwag het, is dat die Kaap wit tafelwyne van uitstaande gehalte sou kom maak. Maar naby Tulbagh het 'n wynmaker met nuwe keldertegnieke 'n omwenteling veroorsaak wat Suid-Afrika enkele dekades later ook as 'n maker van gehalte witwyne erkenning besorg het. NC Kroene van 2 jonge gesellen geniet vandag internasionale erkenning vir sy prestasies. Hy is ook lid van 2 eksklusiewe Franse wyngildes. Gunther Breusel en Nederburg. 2 name wat in Suid-Afrika en oorsee sinoniem geword het. Breusel het tydens sy verbintenis van langer as 3 dekades met Nederburg meer as 900 goue medaljes hier en in die buiteland ingepalm. Die hoogtepunt van sy loopbaan was in 1985, toe hy as wynmaker van die jaar tydens die gesaghebende internasionale wyn- en spiritualie kompetisie in Londen aangewys is. Hy het meer as enige ander hedendaagse wynmaker bygedra om Suid-Afrika op die wêreldse wynkaart te plaas. Ander kan die berg, ver van die bakermat van die wynbedryf, Robertson se wêreld. 'n Wêreld wat wynkenners vroeër geglo het nie tot iets beter as strookwyn in staat is nie. Maar een wynmaker in hierdie kontry wou die beterweteriges 'n punt steek. Hulle wys dat ander kan die berg wynproewer witwyne kan maak. Dani de Wet van de Wetshof het nie net verskeie superieur toekennings vir sy witwyne in Suid-Afrika gekry nie, maar ook internasionaal roem ingeoes toe sy 1985 Chardonnay die algehele wenner was by Wien Expo 1987, die wêreld se grootste wynskou in Bordeaux, Frankryk. Die internasionale prestasies wat ons wynmakers behaal het ons die aansien van die 18de en 19de eeue laat herwin. Vandag is daar talle wynmakers reg oor die wynlande van die Kaap wat in staat is om die hoogste internasionale eer te kry.